Hallo julle, dit is Corneille so en Loan my seun en ons is at home skills, so wat dit gaan oor 'n pa en 'n seun wat ons van kleins af geoefen het en 'n paar goed geleer het en ons hoop ons kan julle help. Ek wil net sê as julle daarvan hou, ons gaan weer 'n basic skill hê vandag waar ons gaan praat en dan gaan ons bietjie meer gevorderde skill hê waaroor ons gaan praat. As julle daarvan hou, share dit asseblief, like dit, subscribe op die channel. Ons hoop julle kry iets daaruit en julle leer iets daaruit. Ek weet nie of die comments daar is wat jy kan comment nie, ek sal bietjie gaan kyk, maar as jy iets het, stuur 'n boodskap vir ons ook. Ons hoop dit kan julle help. So Loan, kom ons begin met vandag se basic skill wat ons wil hanteer. Wat gaan dit wees? Ek dink die basicste skill wat jy eintlik in rugby kan hê is passing. Torpedo passing om meer spesifiek te wees. So 'n oefening wat jy kan doen om jou torpedo passing sterker te kry is jy gooi hom net so in die lug op. Ek glo julle het baie by julle coaches al gehoor en dit help regtig. En 'n fout wat jy nie moet maak nie, is jou vingers. So wat jy doen om meer spin op die bal te kry, jy gebruik jou vingers. En as jy passing doen, dit gaan nie reg lyk nie en ook nie reg voel nie. So van die begin af, leer om jou palm op die hand te sit en dan te spin. Op die bal te sit. Ja, op die bal te sit. En dan gaan dit jou baie help. En nog 'n fout wat almal baie mense maak, is hulle gaan nie deur met hulle passe. So as hulle gepas het, stop hulle net hier so. Wag, ek wys nou 'n voorbeeld. Hulle stop net hier, dan is hulle klaar. Dan is daar geen krag of akkuraatheid in die pas. So wat jy moet doen, jy moet as jy pas, deur gaan met jou hande en jou hande na die tafel toe wys, sodat jy die akkuraatheid en die krag kan. OK. Ek wil net bylas hierso, die palm wat hy gesê het en dat hy gesê oefen daai ten minste 20 reps. Links, regs wat jy dit oefen dan nou met jou palm, soos hy sê, nie met jou vingers nie. Daar kan jy sien mens hierdie gewoonte om dalk met jou vingers dit te wil doen. So oefen dit, so 20 van dit en dan die ander ding is, wat ons geleer het, om mekaar te leer, is ons het geleer om square te bly wanneer ons pas. So wat gebeur is, as ek die bal kry en ek draai te vinnig my skouers in 'n rugby wedstryd, dan skuif die verdediging net saam. So langer jy kan, as jy dit oefen, om met square te oefen, as ek reg Loan, draai jou skouers square as jy dit oefen, square, nou, so dis 'n basic skill, dis nommer 1, die basic skill vir die dag. Gaan oefen dit ook soos ons dit gedoen het, begin dalk met die spin, en dan gaan ons vandag die special skill gaan 'n punch pass wees, Loan. Ja. Jy moet nou eers vir hulle verduidelik wat 'n punch pass en hoekom ons 'n punch pass gee. Okay, 'n punch pass is eintlik basically net van die heupe af. So jy trek dit terug en mors tyd op hierdie terugtrek om krag en alles te kry. So hierdie is eintlik meer gevorderd vir as jy klaar daai gepassery reg kry. En al wat jy doen is stoot hom net hier uit jou maag uit. Okay. So ek weet nie eintlik hoe om dit vir jou makliker te maak nie. Jy moet basically net saam met jou broer of jou pa hierdie doen, net om uit die heupe uitskiet na die ding in jou hande, onthou dit. Okay. So ek wil net bylas, so jy gaan ook sê 20 reps links regs begin daarmee. En as jy bietjie beter raak, kan jy so 30 elke kant. 30 elke kant raak. Belangrikste ding, die rede kom jy punch pass is, as jy die bal kry en jy vang hom in 'n wedstryd en jy het nog nie 'n besluit geneem om te pass nie. En jy hardloop met die bal daar, dan sien die ouens jy gaan pass, maar as jy vermoed om met die bal voor jou te hardloop en te sien en ek kan nie die bal skiet, dan vang jy die opponente ook om weer van die heupe af te kan speel. So dis 'n ding wat eintlik maar in Nieu-Seeland begin het, wat die Nieu-Seelanders begin het om te sê dat dit vat te lank vir hom te pass, as hulle leer om van hier af te kan punch of pass, dan het hulle meer krag op hulle pass. So Loan, punch pass, dit was die special skill. Wat ons gedoen het is, ek kan net vinnig wys, ons het as jy so 'n balletjie het, ons het 'n kilogram balletjie, soos 'n gymbal, waarmee ons dit punches geoefen het. So ons het die afstand gemaak, so ons spin letterlik met ons agterste hand daar, en ons punch. So as jy so 'n tipe bal het, of as jy iets swaarder het, dan kan jy met dit ook oefen. Ons hoop dit help jou, om jou skill level bietjie op te tel. Onthou daai spinne wat jy doen, met die palm as ek reg Loan, Ja. al twee kante toe, en dan begin net staan, en hou daai skouers square, en dan speel hom uit, en volg die bal, moenie terugtrek nie, wel daar kan jy nog terugtrek met die basic skill, kan ons nog terugtrek, maar was dit kom by die punch, die tweede deel wat ons sê die special skill is, moet jy hom net probeer uitskiet. So daar's 'n plek vir altyd van daai passes, ek sê nie jy mag nie terugtrek en pas nie, wat ek net sê is, daar's 'n plek wat ek in die wedstryd net daar kan speel. En ek hoef nie terug te getrek het nie, en die timing is reg op die pass en als, so dis hoekom ons daai special skill wil hê in 'n plek hê. Okay, so niks verder nie? Okay.
Ek hoop julle geniet dit, share dit asseblief. Dankie, lekker aand.